Goeienaand allemaal. Hier waar ons is maar min vanavond, maar hulle sê waar 2, 3 en sy dan vergader, daar is hy ook die woord. Ons vraag net vir ons vriend of ons roeper vir die asjeblief. Dank jullie wel dat ons weer is het vanavond die bepaald op jullie weer. Ek vraag asseblief weer, bring ons gedagtes tot gehoorsaamheid in u alleen, dat die vyand nie sal kom om te roof en te steel in jullie weer. So vraag ek ook net dat die diens net geseën sal wees, dat niemand die leer sal uitstap in die weer, dat die gees van persoon tot persoon sal gaan en met elkeen sy harte sal werk. Dat ons na Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Ons vraag net dat ons staan en ons kan begin met die voorstel. Die eerste liedjie is Saam wil ons die Here prys.
van julle pragtig hoor. Sy. Goeienaand geliefdes in die Here Jesus Christus. Baie welkom in die diens, maak 'n wonderlike geseënde geleentheid wees. En dit al die sit begin mekaar, ons groet mekaar op die naam van ons Here. Ons glo in Jesus Christus, om deel uit liefde, om deel uit eenheid so in Christus met mekaar. Baie lekker. Nog sê nog mooi deel wat mense is maar sekerig en so aan. So dit is baie dankbaar vir elkeen wat vanaand teenwoordig is. Lekker informeel interaktief. So baie welkom. Die avond, dankie. Julle kan vir ons die liefdeskamers hanteer en het hier en daar 'n afkondiging vir ons oorvoering. Sy. Geliefdes, ja, kyk maar weer so program, en gaan voort soos normaal en natuurlik Vrydag in die skool wat sluit, so vakansie deel voor. En baie dankie vir liefdeskamers en dankoffers en bydraes. Mag die Here wonderlik elkeen seën wat so bydra vir die Here se gemeente. En weer is baie dankie, daar is nou alweer die tyd vir uitgaves wat gedek moet word. So baie dankie vir elkeen se bydrae ook daarso. Die verlede is die voorbereid vir die persone op die lys daarso. En dan nuwe intrekkers, baie welkom vir die Botha gesin vanaf Bloemfontein Noord. En dan ook welkom vir Daniel Johannes Pottas en Anne Magdalena Besuidnout vanaf Brandfort Oos. So baie welkom in die gemeente en ons hoop hulle geniet dit hier saam met ons en vind ook steun in die Here. Tweede dan die leiderskap, dis 24 April tot 27 April. As daar persone is wat graag wil help met boodskappe vir die kinders, kosse en so meer, kan jy ons gerus kontak en baie dankie ook vir elkeen daarso. Dan baie belangrike aankondiging. Volgende naweek is ek nie hier nie, ek is weg 'n bietjie. Die oggenddiens word hanteer deur Dominee Henny, maar baie belangrik, daar's nie volgende Sondag aanddiens nie. So skies daaroor, maar daar gaan nie 'n aanddiens wees nie. Ons sal die week daarna gaan ons weer die aanddienste hervat. So onthou asseblief geen aanddienste of geen aanddiens volgende Sondag nie, hoor. Dan vriende die tweede potjie ete, want dit is nou komende Vrydag, asseblief sit die bestellings in. Daar's lekker baie kosse, gaan 'n lekker geleentheid wees. Daar gaan ook 'n lekker dans na die tyd wees. Jy is natuurlik baie welkom en plaas asseblief die bestelling. Daar gaan blykbaar kaartjies op by die deure wees, maar dis beter om voor die tyd al die naam deur te gee, dat ons kan weet hoeveel borde en al die goedjies reg te kry. So is 'n groot geleentheid, lekker geleentheid en 'n mooi fondsinsameling, die teelepeltjie ete. En jy gaan lekker vol daar uitstap, hoor. So baie welkom vir elkeen. Vriende, ja, dan wil ek ook maar so wys, baie van ons herken dit, hierdie ou vreemde tekentjie wat hier so op die afkondigings verskyn. Ons het ons snap scan uiteindelik in plek en weg ook. So met ander woorde, soos ons gesê het vanoggend ook, jy weet, ons vergeet soms maar ook keer reg te hou, dan die oggend of die aand, en sukkel jy met 'n ou R5 of wat ook al die geval is. As jy dit nie, jy gebruik jou selfoon, jy gaan in jou banking app in, of by jou scanner net in, jy scan daai prentjie, hy vat jou direk na die bank van die gemeente, en daar kan jy nou jou R5 verhoog na R100 of so ietsie, hoor. So jy hoef nie meer te stres oor wat ou geldjies nie, gebruik jou selfoon, scan hom. Nou hoor ek vanoggend daarom dit is getoets, hy werk hoor. So asseblief onthou, wees baie welkom en ons gaan van nou so in die afkondiging sit vir u. So baie dankie ook die finansroeping wat ons gehelp het om dit mooi in plek te bring. So ons waardeer dit opreg. Dan vind ons die kruistog. Ja, April, net groot geleentheid. Oggend die nagmaal en dan sit jy aan die kruistog geleentheid. En dan wil ons ook persone wat verkies en herverkies is, baie geluk sê vir elkeen. Diakens verkies is aan my de Tooi, diaken herverkies is jou met die Loutje, ouderling herverkies is Jolanda en om Johnny, en dan ouderlinge verkies is om Okkie en oom Henny. So ons wil vir elkeen sê baie geluk wat so verkies is, en as hy enige besware is, hier 2 weke om het in te gee, anders oor 2 weke gaan ons hulle dan voorstel tydens die aanddiens. So baie geluk weer is vir elkeen wat ook daar verkies is. Daar is hy, pragtig. Dankie. Kan jy dis kom sluit oor? Wat kan ek gebruik?
Ons Here, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie vir die liefdesgawes wat U ingeneem is, Here. Here, dankie vir die inisiatiewe in die gemeente, dankie vir nuwe planne wat daar is, en ons wil waarlik vra, Here, dat daar goeie vrug op die inisiatiewe en planne sal wees. Seën asseblief al die fondse wat ook so geïn word, Here, en help ons dat ons die waarlik sal gebruik tot eer en verheerliking van U naam, tot die uitbou van die koninkryk, en soek ook na U wil. Alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ja, as hy geliefdes, kom ons raak so stil in die Here. Ek wil graag geleentheid vir 'n stil gebed. En kom ons met die Here uit om te werk in die diens. Kom ons tree ook in vir hulle wat siek is. Hulle het 'n moeilike omstandighede verkeer en daarna gaan ek graag vir ons open tot met 'n gebed. Maar kom ons raak elkeen wees stil in die Here. Ons Here, ons Koning Jesus Christus. Here, ons baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat ons so as kinders van U by mekaar kan wees. Dankie dat U ons geroep het deur die Heilige Gees om ook vanaand so deel te wees van die gemeenskap. Gemeenskap met U, en Here, U ook gemeenskap met mekaar as broers, as susters, Here. Ag Here Jesus Christus, ons wil U waarlik loof en prys en eer en dankie sê vir alles wat U is. En alles wat U vir ons doen, soos ons vanmôre ook weer eens net geleer het en besef het en herinner is, die leiding waardeur U is vir elkeen van ons, Here. En dankie Here dat U dit alles gedoen het, want U is lief vir ons, Here. U het U lewe gegee vir ons, sodat ons deur U lewe kan ontvang, Here. Dankie vir daai groot genade en daai groot liefde wat U so aan ons ook bewys, Koning. Here Jesus Christus, ons erken en bely dat U is die Seun van God, wat mens geword het, wat geleef het hier op die aarde, wat gesterf het aan die kruis, wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Vader, waar U verheerlik is as die naam bo alle name. Dankie Here dat ons weet ook dat U kom terug, Here. U kom terug en U gaan alles tot volheid bring, Koning. Die vyande wat finaal oorwin sal word, Koning Jesus Christus. Ja, Here, in die tye wat ons leef, ons sien die dinge wat aan die gang is, ons sien die gebeure, ons sien die tekens, Here. En ja, Here, help ons in hierdie tye om geen vrees of angs te hê nie, maar om opgewonde te wees. Want dit is 'n baie groot voorreg wat ons het om in hierdie tye ook te kan leer, Here. Dankie dat U ons geroep het om te leef en te wees in hierdie tyd. Ja, Here, seën ons in besonder ook so vanaand. Lei ons so die werking van die Heilige Gees, seën asseblief die woord en die lees van die woord en die boodskap, en dat helder en duidelik ook na vore sal kom, Here. En Here, ons wil waarlik vra dat U ook vanaand alle lof, alle eer, alle aanbidding sal ontvang, Here, want U is waardig. U is die weg, die waarheid en die lewe. U is die opstanding vir elkeen wat glo, Here. Ons dankie dat U ons geroep het en gekies het om kinders van U te wees, en vir die voorreg wat ons het, om U eiendom te wees, en deur U erfgename te wees van die ewige lewe. Dankie Here Jesus Christus, ons eer U waarlik, en ons bid dit alles in die naam bo alle name, die naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Nou, ek geliefdes, baie dankie. Nou, ek soek weer versoek liedere, maar ek moet vir Tannie eerste kans gee, want ek skiet al keer vir Tannie, hoor. En die lied Tannie jou laas week het gesing het, hè? Nee, my lewe, daar sy, kom ek skrooi van die leer. Ek moet op die afkomst geskryf, want hierdie preek moet nog getik word. En nie sal getik word nie, neem my lewe.
En dan het ek nou gesê, ek sal die kant op kyk vir 'n slag. Sorry vir almal wat op wandel gaan. Christo, kom eens in. No longer a slave. Prachtig. Prachtig. No longer a slave. En dan sê ek natuurlijk 'n slotliedjie ook. Slotliedjie. Ek wil net weer kyk en dan moet ek seker in die middelbank, niemand hier nie, dan gaan ons die kant toe. Ek gaan voor die ander kant sê. Voor skies hoor jy. Kom Jan. King of Kings. King of Kings. Ons moet net gaan kyk. Het ons hom. King of Kings. King of Kings. Ek wil net sê ons het no longer slaves. Ons het nie no longer a slave nie, maar ons het no longer slaves. Yes, dis hy net. Anders kyk ek vir ons of ons King of Kings het. Ons het hom, ja. Haha, daar sê jy, ja, ons het hom. Prachtig. En wat is by Angus Day? Hoe is dit? Yes, so, ek wil ons in die rechte weergawe. So kom ons gaan afsluit met King of Kings. So Andries, kyk vir ons, die eerste een is neem my lewe. Die tweede een, no longer a slave of slaves. En dan sluit ons af met King of Kings. Daar is hy. Excuse, die King of Kings is vir die slot, net nie nou nie, net. So kom ons saam geliefdes, dan sing ons neem my lewe en no longer a slave.
keer dat ek hierdie beginsel gaan hanteer vanaand. Ek toets dit nou met julle vanaand. En dan weet ek moet dit op 'n stadium in die oggenddiens ook hanteer met die groter meerderheid van die gemeente. Maar ja, geef my terugvoer asseblief hoor. Ek wil graag die opinies ook hoor. Maar kom ons maak oop by Johannes 10. Johannes 10. Johannes 10, en ons gaan lees daar vanaf vers 11. Dat is 'n paar verse saam met hanteer, baie bekende teksgedeelte. Jesus die goeie herder. Johannes 10. Dit is Johannes 10 vers 11 en dan gaan ons lees vers 15 tot 18 en ons gaan spesifiek 'n bietjie stil staan by vers 18. Nou laas jaar se kruistog het ek 'n video vir julle gespeel rondom mediese inligting en informasie rondom die kruisiging. En ek weet een van die persone het hierdie beginsel genoem. Dit is die eerste keer dat ek het gehoor het daarso. En intussen glo en vertrou ek het baie skrifbevestiging gekry vir hierdie beginsel waar ons vanaand gesels. So, soos ek sê, ek het nog nooit gepreek self nie, maar is nogal fascinerend. Ek hoop vir u ook vanaand, hoor. So, dis daar nou proefloopie vanaand. Johannes 10. En ons gaan lees vanaf vers 11 en dan weer 15 tot 18. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oor. Tot ek gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie vir die Heilige Skrifte. Dankie vir die woord. Dankie dat ons die woord kan lees, kan bestudeer, kan ondersoek en onder leiding van die Heilige Gees dat die geestelike waarheidsbeginsels vir ons oopgebreek kan word. Here, dan vra ons in afhanklikheid en in nederigheid, seën ons asseblief nou die lees van die woord, seën ons die inwerking van die Heilige Gees en breek vir ons die woord oop deur die inwerking van die Gees. Dankie dat ons dit so in afhanklikheid kan vra in die naam van alle name, die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. En vriende, kom ons lees, ek lees die letterlike vertaling, die Afrikaanse vertaling, Johannes 10 vers 11. Christus wat praat en sê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou spring ons net vinnig daarna 15 toe, vers 15, net soos die Vader my ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek nog alle skape wat nie aan hierdie stal behoort nie, dan kan nie aan die stal van Israel nie, né? Die ander skape is ons. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Vers 17, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Nou hier vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Tot sover. Ons gaan nou weer kyk na die vers 18, so ek mag gerus die skrif oophou vir ons daarso. En natuurlik het al in die verlede oor die pragtige hoofstuk gepreek, verskeie beginsels waarna mens kan kyk. En 3 keer wat dit weer bevestig word, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou, die tema wat ek vroeër hanteer het uit hierdie teks is dat Jesus gee vrywilliglik sy lewe. So ek wil net weer 'n bietjie eers ingaan daarop en 'n bietjie gesels. So Johannes 10 is een van die tekste wat bevestig dat Christus sy lewe vrywilliglik gegee het vir ons. Die betrokke verse wat ons nou gelees het, sê dit keer op keer. Die herder lê sy lewe af vir die skape. Niemand neem dit van my af nie. So, geliefdes, weer om te bevestig, niemand het vir Jesus Christus gedwing om te sterf vir ons. Weer is jou wêreld buite sê God is wreed, hoe kan 'n vader sy eie seun oorgee om te sterf en so meer? Nee. Jesus Christus gee sy lewe vrywillig af uit liefde vir ons. Niemand het vir Christus gedwing nie. So kom ons begin net gou weer eens. En niemand het vir Christus gedwing nie. Die Vader het ook nie vir Christus gedwing nie.
Want onthou, Vader se wil en Seun se wil is dieselfde. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. Ons sien dit uitdruklik hierso in vers 15. Niemand het vir Christus gedwing nie. Vader en Seun se wil is dieselfde. En Vader en Seun het geweet, daar's geen ander manier om te betaal vir die sonde nie. Soos ons vanoggend gesê het, weer eens, die loon van sonde is die dood. Daarom moes Christus sterf, om die loon van sonde te betaal in ons plek. Romeine 6 vers 23, wat het baie mooi vir ons bevestig. So ja, baie mense kan miskien vra, maar wat gebeur in die tuin van Getsemane? Christus wat ons bid en vra, Here, Vader, as ek kan, dat die lydingsbeker by my verbygaan, die oordeelsbeker, nie lydingsbeker is in die oordeelsbeker, dat ek by my verby kan gaan, maar nie my wil dat U wil geskied. So baie mense vra, wat het nou daar gebeur? Wat gaan nou hier aan, hè? Nou weer eens, die tuin van Getsemane, in die tuin van Getsemane sien ons Jesus se menslike natuur. Onthou, Christus is volledig God en volledig mens. Hy het twee nature in hom vasgevang. Die goddelike natuur en die menslike natuur. En die tuin van Getsemane is een van die plekke waar ons Christus se menslike natuur baie mooi sien. En waar die aanvalle van angsaanvalle, waar die vyand loods teen Christus om vir Christus te probeer verhoed, nee. Maar belangrik wat gebeur, steeds het die Seun gesoek na die goddelike wil. En hy het steeds gebly in lyn met die wil, en hy het dit vrywilliglik aanvaar. Niemand het vir Christus gedwing nie. So nie as Vader nie, hè? Baie belangrik, Vader en Seun se wil is dieselfde. So verstaan die tyd van Getsemane as die menslike natuur van Christus, maar die aanvalle van angs wat plaasgevind het met die doel om vir Christus te probeer keer. Christus het die geval daarvoor het. Christus het sê, Vader, ek is bereid. Ek is gewillig. Hier is ek. So, Vader het nie vir die Seun geforseer nie, né? Dit is belangrik ook. Geen mens het vir Jesus Christus gedwing nie. Geen mens. Van Getsemane af, deur al die marteling tot en met die kruisgebeure, het Jesus Christus nêrens teengestop of gerebelleer of homself verdedig of wat nie. Hy was letterlik soos 'n lam wat gevat is na die slagpaal. Nee, jy kan gerus weer die kruisgebeure en alles van lees daar rondom. Niemand het vir Christus gedwing nie, geen mens het vir Christus gedwing nie, Christus het vrywilliglik sy lewe gegee. En dan is 'n belangrike eenetjie wat ek gekry het op 'n skrif wat ek wil deel. Selfs al het alle mense in die wêreld, alle magte, alle kragte en so meer gelyktydig teen Christus gekom en hom probeer dwing om te sterf aan die kruis, sou hulle dit nie reg gekry het nie. In Matteus 26 vers 53 bevestig Christus en sê dat as hy nou bid, kan 12 legioene van engele kom en hom kom help. Toe Christus sê dit self, niemand wil my, geen mens my gedwing nie. Ek self het die mag en die krag, maar ek bedoel 12 legioene, soos 12 maal 12.000 engele wat reg was om te kom en vir Christus te help. Wie gaan staan teen hom en teen die engele van God? Nee, so nee, weer eens net om te bevestig, Jesus Christus het vrywilliglik sy lewe gegee uit liefde vir ons. Niemand neem dit van my af nie. Belangrik om dit te besef. En net om weer te getuig teenoor die wêreld buite dat sy God is boos sê, nee, God is liefde. Die Seun is liefde. Vader se liefde vir ons. Die Seun se liefde vir ons, nee. Maar hier is nou 'n gedagte wat ek vanaand wil saam met u hanteer, wat baie interessant is, en dit is dat Jesus Christus het nie net sy lewe vrywilliglik afgelê nie, dat Jesus lê sy lewe uit homself af. Dan kom ek probeer om dit te verduidelik, want ek moet ek kort sê, om so 'n bietjie oor te dra, en ook ek dra dit reg en mooi oor. Maar hier's moontlik 'n nog groter geheimenis in hierdie betrokke verse, veral in vers 18.
Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Nou ons verstaan dit as wat ons nou gesels het, dat Jesus Christus vrywilliglik sy lewe afgelê het, niemand het hom gedwing nie, presies soos ons nou bespreek het. Maar geliefde, hier kom 'n vraag. Kan dit wees dat Jesus Christus hiermee getuig dat hy nie gedood is deur die hande van die Romeine of deur die Jode nie? Nie deur mense gedood is nie. Niemand neem dit van my af nie. Ja, ons weet die mense het Christus gemartel, en ja, ons weet die mense, Romeine, Jode en so meer het Christus gekruisig, natuurlijk. Maar hier is die vraag, dat Jesus Christus sy lewensasem afgelê het uit homself. Ek lê dit uit myself af, sê Christus. Met ander woorde, dat Jesus Christus gesterf het, nie as gevolg van marteling of kruisiging nie, maar dat Jesus Christus gesterf het deur homself, deur sy eie wil en deur sy eie mag. En ek praat nou nie hier net van beeldspraak nie, ek praat nou hier van fisies, letterlik. Nou kom ons gaan 'n bietjie probeer ontleed en kyk of die skrif ons verwysings hiervoor gee. En as ons kyk na die beginsel van ek het mag. Verder in vers 18 kry ons die bevestiging hiervan. Ek het die mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer te neem. Nou die woord mag wat hier gebruik word, is nie die woord soos ons het gewoonlik in Afrikaans gebruik nie, wat beteken ek mag iets doen nie. Dis nie die woord wat hier gebruik word nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord vir autoriteit. Gesag, krag, mag. So dis mag in die sin van nie mag dit doen of mag dit nie doen nie. Dis mag in die sin van krag, gesag, autoriteit. Nou as ons kyk na hierdie Griekse woord en dit wat Christus hierson na verwys, met ander woorde, Jesus Christus het die mag, hy het die krag, hy het die gesag, hy het die autoriteit om sy lewe uit homself af te lê en om dit weer terug te neem of op te neem. Die woorde om dit weer op te neem, waarna verwys dit? Die opstanding, wanneer? Dis opstanding in plaas, né? So Christus gebruik hierdie woorde eers om sy lewe af te lê, en dan gebruik Christus hierdie woorde om te sê, maar ek gaan opstaan. En hy gebruik dieselfde woord by beide, ek het die mag, ek het die krag, ek het die gesag, en die autoriteit om dit te kan doen. Niks met mense, wie ook al ander wat het van hom gaan afneem nie, dat hy dit uit homself afneem. Nou, ek bedoel weer eens, die opstanding, het verwys duidelik na die opstanding om sy lewe weer terug te neem, om weer te leef. Maar Jesus Christus sê hy dieselfde mag, krag, gesag en autoriteit, nie net om sy lewe weer op te neem en op te staan in die dood nie, hy het dieselfde mag, krag, gesag en autoriteit om sy lewe uit homself te gee. Om sy lewe af te lê en te gee, om uit homself te sterf. So baie interessante gedagte hier, nee. So, om het so te stel, ons dink aan die opstanding as 'n wonderwerk, en dit is 'n wonderwerk, natuurlijk. Maar ons dink nooit aan die kruisiging as 'n wonderwerk nie. Ons besef die belangrikheid van die kruisiging, ons besef die belangrikheid is die offer, en dat Christus gesterf het, maar ons kyk nooit na die kruisiging in dieselfde oë as die opstanding nie. Die opstanding is 'n wonderwerk, maar om jou lewe uit jouself te kan gee, is in op sigself 'n wonderwerk. Geen mens kan dit doen. Geen mens kan dit doen. Net soos geen mens uit homself kan opstaan uit die dood nie. Geen mens kan sy lewe net uit homself gee en sterf nie. Deur sy eie wil of deur sy eie mag nie. Niemand kan hier staan en sê, ek het krag en gesag, ek gaan nou doodgaan. Doe, daar val jy plat. Niemand, jy kan dit nie doen. Dis nie moontlik.
So ek sê weer eens, ons dink aan die opstanding, en ons sien die wonderwerk daar, maar ons kyk miskien mis die wonderwerk wat plaasgevind aan die kruis. In die kruisiging, dat Christus die mag en die gesag het om dit te kan doen. Hy het die mag en die gesag, hy het die autoriteit, hy het die krag om sy eie lewe uit homself te gee, om sy lewensasem as het ware uit homself te gee, dat geen mens kan doen nie. Net soos hy die mag het, om dit weer op te neem, met die opstanding wat plaasgevind het. So hier is 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. En eers keer as jy hierdie gedagte begin opleef, en jy lees weer Christus se woorde en dan sien jy maar, hier is iets anders wat nie losbreek, nee. Ek gaan weer herhaal, nee. Niemand neem dit van my af nie. Geen mens nie, geen mag nie, geen krag nie, niemand nie. Geen mens het vir Christus eintlik doodgemaak nie, as ek dit so kan stel. Maar ek leer dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê. Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. En eerskeer maak die woorde vir ons net so 'n bietjie 'n ander betekenis skep. Net vrywilligheid nie, maar die wonder van dit wat gebeur het aan die kruis en natuurlik met die opstanding. Nou ek so 'n bietjie gaan kyk, is daar nie moontlik nog bewyse van hierdie beginsel dat Christus eintlik 'n wonderwerk op die kruis wat plaasvind deur sy eie lewe uit homself af te lê, nie deur mense of enigiets anders nie. En daar's 'n paar praktiese gebeure in die skrif wat die, kom ons sê nou maar, die selfsterf van Christus bevestig. Nie selfmoord nie, asseblief, nee. Dis nie waar dit gaan nie, nee, dit ook baie mooi doen. Die kruisiging in geskiedenis. Die doel van die kruisiging was eintlik om 'n persoon te laat ly aan die kruis vir dae lank. Nie vir ure nie, vir dae lank. Die Romeine het hierdie straf so mooi fyn uitgewerk, dat hulle presies geweet het hoeveel slae 'n persoon kan kry, hoeveel marteling kan die liggaam hanteer, hoe lank kan die persoon in die kruis wees en so meer. So kruisiging was eintlik dae lank, en kon daarom duur voor iemand sterf. En weer eens was juist die doel. Er was 'n lang lyding voor jy sterf. Johannes 19 vers 31 tot 37, ons ken dit almal, maar onder andere Johannes 19 vers 31 tot 37 getuig dat die kruisiging die Vrydag plaasgevind het voor die Sabbatdag, die Saterdag, né? Ons het al oor gepraat en gesels, né? En dat hulle die liggame toe wou verwyder voor die Sabbat aanbreek. Daarom het die soldate gekom en ons weet dit, hulle die bene gebreek van die misdadigers wat aan die kruis was, sodat hulle vinniger kan sterf, sodat die liggaam afgehaal kan word voor die Sabbat. Maar toe hulle by Jesus kom, wat het hulle gevind? Hy is weer so. Na 'n paar ure, nie daar nie, ure. Met andere, Jesus Christus het binne ure gesterf, terwyl die ander nog lewendig was. En dit was nie normaal. Dit sê ek ook reg, dit was nie normaal dat iemand so vinnig sterf as gevolg van self die marteling, maar as gevolg van kruisiging. Dit duur dae, nie ure lank. Die Romeine weer eens die kuns geken om iemand te martel, dat hulle nie vinnig moet sterf nie, maar dae lank kan bly. Nou ons sien die vreemdheid van dit wat gebeur het in Christus, dat hy binne ure sy lewe gegee het, en die dae lank. Ons sien die vreemdheid dat Christus op vinnig gesterf het, ook in Pilatus se reaksie in Markus 15 vers 44. Miskien door Markus 15 44 lees en sien Pilatus se reaksie, dus eers net nou maak dit sin. Pilatus in sy reaksie, ek dink ook gaan dit vir ons lees gaan, is Markus 15. En ek gaan net so die voorafgaande verse ook lees. Jy is baie welkom as jy wil saam wil kyk, Markus 15. Kyk, gaan ek dit hoofstuk vir hoofstuk deurblaai, kom, daar is dit.
Markus 15 vers 44. Ekskuus tog. En ek gaan so net so vinnig lees van 42 af, maar die klem is by 44. Markus 15:42. En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voor Sabbat, kom daar 'n vername raadslid Josef van Arimathea, wat self ook die koninkryk van God verwag het, en hy waag dit om na Pilatus in te gaan en die liggaam van Jesus te vra. Kyk Pilatus se reaksie. Die Pilatus was verwonderd dat hy al dood was. En hy die hoofman oor 100 geroep en hom gevra of hy al lank dood was. Pilatus was verwonderd. So vir Pilatus was dit 'n vreemde ding. Wag so 'n bietjie, dis die Jesus wat 'n paar eeue terug is hy al dood. Hoe is dit moontlik? So hierdie bevestig vir ons, dat op die einde van die dag was dit abnormaal geweest vir Christus om so vinnig te sterf. Die mense moontlik. Die kruisiging vat daar lank, martering en alles is perfek uitgewerk. So Pilatus, vir hom was het vreemd en sy reaksie wys dit vir ons. Pilatus was verwonderd dat Jesus al dood was. Hy het self die hoofman gevra as te ware of hy werklik dood is. Kom jy agter, So hoekom was Pilatus so verwonderd? Want dis nie normaal nie. Dis abnormaal. Dis eintlik 'n wonder. So die praktiese gebeure bevestig dat Jesus Christus nie normaal gesterf het van die kruisiging nie, soos die gewoonte is nie. Iets anders het gebeur. Nou geliefdes, om net so af te sluit vir ons, en ek sal regtig terugvoer van die kant af ook, maar Jesus Christus weet ons het vrywilliglik sy lewe gegee, sy lewe afgelê vir ons, maar nog meer, 'n wonderwerk het reeds op die kruis plaasgevind. Jesus Christus het sy lewe uit homself afgelê en gegee. Niemand, nie eers die mense wat hom gekruisig het dit geneem van hom af nie. Jesus Christus het die gesag, hy het die mag, hy het die krag, hy het die autoriteit om dit self af te lê. En hy het die gesag, hy het die mag, hy het die krag en die autoriteit om dit weer te neem. Ek sluit weer af met vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Amen. Kom ons sê iemand, dan doen ek so gebed vir ons. Here Jesus Christus, Here, ons weet is die wonderwerk doen. Dis eintlik net fascinerend om te kyk na die woorde hierso en ook die reaksies van ander mense en om dadelik te besef, maar ons mis 'n wonderwerk wat plaasgevind het. Nou ja, ons kyk na die wonderwerk van opstanding en ons eer die daarvoor, Here. Ons kyk na die wonderwerke voor die kruisiging en ons eer die daarvoor. Maar dankie dat ons vanaand besef wat 'n wonderwerk plaasgevind op die kruis. Geen mens kan hulle lewe uit hulle self net aflê. Maar U getuig het vir ons. En die reaksies van die mense na die tyd getuig het vir ons dat hier iets vreemds plaasgevind by hierdie kruisiging. Dit was nie normaal nie. Dit was 'n wonder wat plaasgevind het. Dankie Here dat ons weer eens kan besef U het die krag, U het die mag, U het die gesag en U het die autoriteit om U lewe uit Uself af te lê en om U lewe weer op te neem. En dankie dat ons kan besef die wonderwerk met die kruisiging, maar ook die wonderwerk met die opstanding. Here, die tyd van Paasfees kom nader. Dankie dat ons hierdie tyd in herinnering kan roep dit wat hier is vir ons, maar dat ons ook in herinnering kan roep nie net die lyding nie, maar ook die wonderwerke wat plaasgevind. Here, dankie dat hierdie teks vir ons ewe steek 'n bietjie 'n ander sy oopbreek.
En seën ons asseblief in die ondersoek na hierdie wonderwerk, waar daar nog tekste is, waar daar nog bevestiging is. En dankie dat ons kan uitgaan en dit kan deel met mense, dat ons God het die krag en die mag van lewe en van dood. Here, ons eer U, U is die wonderwerkdoener, U is die lewende Here. En dankie weer eens dat U ons God is. Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou geliefdes, ek wil miskien vir 'n geleentheid gee, miskien is daar 'n vraag, ek gaan nie sê ek het die antwoord nou nie, maar miskien is daar opinie, vraag, 'n teks, ietsie wat u voel, in aanleiding by wat ons 'n bietjie nog gaan kyk en kan bestudeer. Ja, hier is 'n paar hande, kom ek gaan die voorbegin aan werk, as ek terug, dan hier iets. En die lees van oor die opstanding self, dat ons God is wat vir Christus opgewek het. En nou sien ons eintlik weer eens daai drie eenheid, né? Wat eintlik almal werk saam, Vader, Gees en Seun. En nou sien ons dat Christus eintlik die mag en gesag om homself het, né? So dit wys weer die drie eenheid. En hoe kos dan? Wat dan is hy? Dit is die krag van God wat die opstanding op plaas het. Baie mooi dan. So ons sien also nog op Christus wat eintlik ander is, né? Sy is amazing, né? Baie mooi. Dat is baie dankie. Dan is dit. Oor volmag, daar is dit. So hulle onderskei ten minste dat dit nie net hy mag wil doen nie. Dis volmag, dis krag, dis gesag, né? Daar is dit bevestig. Daar is dit waar, né? Daar is dit waar. Dan die eerste verwys na die soldaat wat gesê het, hy is waarlik die seun van God, né? En dit is so die duisend in die kruis gebeur, wat plaas die mag en gesag. Dan is dit pragtig, hoor. Kosbaar, né? Kom eens. Ja, maar ek moet eintlik die hele geskiedenis van die Bybel. As jy vat die maak oor wie daar dood was. Ek kon enige tyd van die wedstryd gesê, maar ek gaan nie dood van ek gaan lewe of hy kon net die engele laat kom met hom van die kruis af verwyder het. So dit alles bevestig, geen mens. Geen mens. Geen mens. Hy het gesag in was hart. As hy boeis kan die hy doderyk terug lewend maak. Het hy gesag. En presies, kom jy vir my van Lazarus, Johannes 11, né? 4 dae wat hy al in die graf is, né? Christus het die mag van die krag in die sang. Maar Christus het iemand anders natuurlijk vir homself ook, né? En ek dink weer eens die bevestiging. Ek dink ons het altyd met die gedagte dat die Romeine en die Jode het vir Christus doodgemaak. Maar eintlik kan ons begin sê, hulle het Christus gekruisig, maar het hom nie doodgemaak nie. Christus het homself, né? Ja, so, aan die Jode en Romeine, né? Ons pak alweer die skoot, né? Maar eintlik het waar is amazing. So jy sê, God het die krag en mag. En het kan doen, né? Dit is amazing. Jo, ook is. Ek wil net sê, as mense na hierdie hele preek en na hierdie hele boodskap luister, is dit eintlik 'n getuie van die Here self. Dis hy wat dit self sê. Hy het dit vir ons sê en op so 'n manier verduidelik. So dis 'n getuie van die Here self. Daar is hy, en om Christus, kom ek hou van hierdie teks, né? Ons kan ook kyk na op Pilatus reaksies en die ander is bykomend, dit is Christus self. En nou eers skielik as mens hierdie gedagte het, en kyk weer na die vers, dan so, Christus sê dit eintlik, né? Ons besef dit net aldag. Dit is amazing, né? Soos die getuienis van Christus self, hoe Christus pragtig, hoor. So vriende, 'n wonderwerk, wat met die kruis van plaasgevind het. Dit is eintlik so amazing. Miskien iemand wat net nog iets oor vra of sê, yes, kom eens. In die 12 artikels word dit ook bevestig. Amen. Gelei door Pontius Pilatus gesterf het, nie doodgemaak is. Dis reg, né? Hy sê dit eintlik gesterf het, né? Begrawe is en terwyl gedaan. My vriend, hoor jy alles wat ek nou sê, kan ek aantekening na, hoor. Ek gaan op die preek 'n bietjie lekker verwerk en alles, maar dit is waar, né? Gesterf, nie vermoor nie, gesterf.
baie kosbaar, hoor, dankie vriende. Hoorie vriende, dankie vir almal, hoor, en ek hoop as jy iets wat ook gebreek het, maak jy sommer net beskierig, gaan lees die woord, gaan delf in die woord, en dan breek keer op keer net dinge al meer en meer van ons woord. Hoor, so prys die Here daarvoor, ons dien die wonderwerk doener. Nou met dit, kom ons gaan afsluit met King of Kings. Kom ons staan, kom ons sê daar, ek saam met julle, hoor. Hallelujah.
Ja. Ek gaan hom onthou. So ek die oggend tot sê. Dankie om Jan, hoe praat daar. Maar ek gaan net dis baie dankie. Ontvang die seën ook van die Here. En daarna ek gaan dus nog gesels. Ek dink ons gaan vanaand afsluit met dankie. Né? Gaan baie gepas wees. So alles goeie hier al van jou kant af van die hoor. Maar vriende, ontvang die seën van die Here. Ek spreek graag met Filippense 4 vers 7. Mag die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, oor die harte en gedagtes die wag, in Christus Jesus, onze Heer. Amen. Kom ons sluit af met dankie. So